Right, ons gaan vanoggend saam lees uit 2 Kronieke 20 uit. Gaan ons saam lees uit 2 Kronieke 20 uit. Ons gaan 30 verse lees. So ons gaan nou 'n bietjie baie lees. En omdat ons so baie gaan lees, gaan Sharnay my help lees en Barbara Marie daarbo gaan my ook help lees. So Sharnay, begin vir ons lees daar vers 1 van 2 Kronieke 20. Later het die Moabiete en die Ammoniete en saam met hulle 'n groep Meuniete 'n veldtog teen Josafat begin. Josafat het berig gekry. 'n Groot menigte van oorkant die dooie see van Edom af het teen u opgetrek. Hulle is al by Gaseson Tamar. Dit is Engedi. Josafat was bang en hy het by die Here hulp gesoek. Hy het 'n vasdag in die hele Juda uitgeroep en die Judeërs het bymekaar gekom om die hulp van die Here te vra. Uit al die stede van Juda het hulle gekom om die Here se hulp te vra. Josafat het opgestaan in die gemeente van Juda en Jerusalem, in die tempel reg voor die nuwe voorhof, en gebid: Here, God van ons voorvaders, U is God, U heers uit die hemel oor al die koninkryke van die nasies. Uit U hand kom die mag en die krag. Niemand kan teen U stand hou nie. Dit is U, ons God, wat die vroeëre inwoners van hierdie land voor U volk Israel uitverdryf het, en die land aan die nageslag van U vriend Abraham as 'n blywende besitting gegee het. Hulle het hulle hier gevestig en hier vir U naam 'n heiligdom gebou en gesê: As U 'n ramp oor ons bring, of 'n oorlog om ons te straf, of pes, of hongersnood, sal ons voor hierdie tempel kom staan, voor U, want U naam is in hierdie tempel, en ons sal na U om hulp roep uit ons nood. Hoor dan en help ons. Nou het die mense van Ammon en Moab en die Seerberge gekom. U het Israel met sy trek uit Egipte nie toegelaat om in hulle gebied te kom nie. Die Israeliete het hierdie mense vermy en hulle nie uitgeroei nie. Maar nou vergoed hulle ons deur te kom en ons uit U besitting te wil verdryf, aan U wat U aan ons gegee het. Ons God sal U hulle nie straf nie, want ons het nie die krag om hierdie groot menigte wat teen ons optrek te weerstaan nie. Ons weet nie wat om te doen nie. Ons oë is op U gerig. Die hele Juda en hulle afhanklikes, vrouens en kinders, het daar voor die Here gestaan. Toe kom die gees van die Here daar in die gemeente oor die Leviet Jagesiel, seun van Zacharia, seun van Benanja, en van Jeriel, seun van Matanja, uit die nageslag van Asaf, en sê: Luister mense van Juda, inwoners van Jerusalem en koning Josafat, so sê die Here vir julle: Moenie vrees nie, moenie bang wees vir hierdie groot menigte nie, want hierdie oorlog is nie 'n saak vir julle nie, maar vir God. Trek hulle môre tegemoet wanneer hulle in die bloeiselpas opkom. Julle sal hulle aantref by die punt van die vallei wat in die Jeul-woestyn uitloop. Julle hoef nie te veg nie. Neem net posisie in en staan en kyk na die oorwinning van die Here vir julle. Moenie vrees nie, Juda en Jerusalem, moenie bang wees nie. Trek hulle môre tegemoet, die Here sal by julle wees. Toe kniel Josafat en al die mense van Juda en Jerusalem voor die Here, gebuig en hom eer betoon. Daarna het die Leviete van die Kehat en die Korag groepe opgestaan en die Here, die God van Israel, uit volle bors geprys. Gaan jy nog lees? Josafat, hulle is die volgende môre vroeg uit die Tekoa woestyn, of uit na die Tekoa woestyn toe. Terwyl die manne vertrek, het Josafat daar gestaan en hulle toegespreek: Luister na my Juda en inwoners van Jerusalem, stel julle vertroue in die Here julle God, en julle sal vas staan. Stel julle vertroue in sy profete, en dit sal goed gaan met julle. Josafat het met die volk oorleg gepleeg, en toe sangers laat plek neem voor die gewapende manne. Hulle het vooruitgeloop in hulle gewyde klere, en die Here geloof met die woorde:
loof die Here, aan sy liefde is daar geen einde nie. Juist toe die sangers met die lofprysing en die gebed begin, het die Here onverwagte aanvalle bewerk op die Ammoniete, die Moabiete en die mense van die Seerberge, wat teen Juda opgetrek het. En hy het die een neerlaag na die ander gelei. Toe val die Ammoniete en die Moabiete die inwoners van die Seerberge aan en spaar niemand nie en roei hulle uit. En toe hulle klaar was met die inwoners van Seer, het hulle mekaar begin uitdelg. Toe die Judeërs by die uitkykpos teen aan die woestyn kom en na die magtige vyand soek, lê daar net lyke op die grond. Daar was nie een oorlewende nie. Josafat en sy manskappe het die byt bymekaar kom maak en 'n groot hoeveelheid gekry. Persoonlike besittings aan die lyke, bietjie PG 13 daar, en allerlei kosbare goed. Hulle het soveel gekry dat hulle dit nie kon dra nie. 3 dae lank was hulle besig om die byt bymekaar te maak, soveel was dit. Op die 4de dag het hulle 'n samekoms gehou in die Lofdal. Hulle het die Here daar geloof en daarom noem hulle die plek tot vandag toe die Lofdal. Al die manne van Juda en Jerusalem met Josafat aan die hoof is toe met groot blydskap terug Jerusalem toe. Die Here het hulle bly gemaak oor hulle vyande. Hulle is terug na Jerusalem, na die huis van die Here toe, met harpe, liere en trompette. Al die koninkryke was van skrik bevange vir God, toe hulle hoor dat die Here oorlog gevoer het teen die vyande van Israel. Die heerskappy van Josafat het rustig voortgegaan, en sy God het hom na alle kante toe rus gegee. 30 verse, lang storie, lang verhaal. Ek moet vir julle sê, ek het gaan navorsing doen, en ek dink ek is die enigste dominee wat nog ooit hieroor gepreek het. Niemand anders het nog ooit oor hierdie teks gepreek nie. Maar ek dink dit is 'n ongelooflike verhaal van wat hier gebeur met Josafat en al hierdie vreemde name, die Moabiete en die Mennoniete en die wie ook al nog daar was. Wat moes jy gelees het, daai ander naam? Dit is 'n vreemde gedeelte, maar wat hierdie gedeelte vir my in my kop bring of my aan herinner, is ons almal het al tye van krisis, tye van verandering, tye van storms in ons lewens beleef. Daai gevoel van wat jy wakker lê in die aande, jy word 3 die oggend wakker, jy lê daar in jou bed, jou hart klop. Elke gedagte gaan eintlik na net die worst case scenario toe. Alles word net slegter en slegter. Jy kom op 'n plek partykeer waar jy nie eers eet nie, of waar jy party eet is nie eet nie, want jy's amper so, jy ken daai gevoel van naar, van stres wat op jou maag sit. Jy kry nie gerus nie. Hoeveel keer het jy al in jou lewe toegelaat dat die storms in jou lewe eintlik alles oorneem? Toelaat dat die storms eintlik die enigste realiteit word waarin jy jouself kan bevind. Ons sit miskien so klein bietjie in 'n kleiner ene of 'n rustige, ons sit in een op hierdie oomblik. Maar in die verlede was daar al in my lewe ook die hoeveelheid storms wat daar was, kan ek nie eers eintlik regtig onthou nie. So mens ken hierdie gevoel. Mens ken hierdie gevoel van vrees en bekommernis. Wat gaan nou vorentoe gaan? En die probleem is, as mens hierdie storms los, om maar net te woed op hulle eie, as jy hulle maar net laat gaan, dan kom jy op 'n plek waar jy jou amper, en ons sien dit in die Bybel, soos Elia, in 'n grot laat sit van alleenheid, weg van die wêreld af, waar jy wil wegkruip, en niemand wil face nie, en niemand wil in die oë kyk nie, en dan kom die duiwel, en hy fluister hierdie leuns in ons ore van, jy is alleen. Daar is nie vir jou hoop nie, daar is nie vir jou 'n toekoms nie, jy gaan alleen hierdeur, jy moet op jou eie staande bly. En die probleem is dat daai grotte van isolasie of daai alleen plekke is presies waar die duiwel ons wil hê. Daai plek is presies waar die duiwel ons wil hê, want dan kan hy ons toekoms verf in kleure van duisternis en in chaos, dan kan hy al hoe meer hoop van ons wegvat, sodat ons daar in daai grot naderhand so sit en glo, maar daar is nie meer 'n sonsopkoms moontlik nie. Hy kom dryf ons tot die punt waar ons wil ingee onder die druk, waar ons wil reageer uit vrees uit baie kere, of waar ons net totaal en al wil moed opgee, net sê daar is nie meer hoop, daar is nie meer toekoms nie, 'n toekoms nie. Hier in 2 Kronieke 20 kom arme Josafat, koning van Israel, van Juda, in hierdie gevaar.
Daar's 3 weermagte wat uit al die windrigtings eintlik op Juda afkom. En julle moet hoor, of julle moet weet, as ons die Bybel lees, dan dink ons baie Israel of Juda is groot, magtige koninkryke. Hulle is nie. Dis 'n klein baba koninkrykies. Juda, veral na hierdie wat ons nou gelees het, is nou al na die skering, na Salomo se seuns. So Juda is net 2 stamme. Hulle is 'n ou baba koninkrykie. En hier kom 3 magtige koninkryke op hulle afgestorm. Die alarms begin afgaan. Die wagte sê, luister, hier is moeilikheid. Ek kan nie die vrees in die stad hoor, want onthou oorlog in daai tyd, is almal doodgemaak. Almal is vernietig. Oorlog was wreed in daai tyd. Mens sien in hierdie teks amper hoe die paniek begin daaroor hulle spoel. Hoe hierdie koninkryk begin, maar wat nou? Maar Josafat doen iets ongelooflik belangriks. Josafat hardloop nie Egipte toe en begin allerlei alliansies smee met mense wat hom moet red nie. Hy hardloop nie Assirië toe of Babylon toe nie. Hy begin nie of gaan kruip nie weg iewers in 'n banker of in 'n vesting iewers in sy kasteel nie. Hy begin nie allerlei vergaderings hou en beplan wat gaan ons nou doen nie. Nee, Josafat gaan staan voor die Here. Hy draai sy ore na die Here toe en hy sê in daai vers 12 is my 'n ongelooflike vers. Hy sê, ons weet nie wat om te doen nie. Ons oë is op U gerig. In die middel van hierdie storm, in die middel van hierdie 3 weermagte wat op hom afgeloop kom, in die middel van alles wat fout gaan, is Josafat se reaksie, Here, ons weet nie wat om te doen nie. Ons oë is op U gerig. En die oorlogsveld, die slagveld, word in daai een kort sinnetjie eintlik totaal en al omvergewerp. Daar is nog steeds paniek wat deur al die emosies gaan, maar geloof kom en vestig hulle harte. Eintlik wat daai, ons weet nie wat om te doen nie, ons oë is op U gerig doen, is dit vat hulle fokus weg van die grootte van hulle vyand, van die grootte van hulle probleem, die grootte van hulle issue, en dit skuif hulle fokus na hoe groot is God. Daarom het ons ook nou dit gesing. Hoe groot is ons God? Want as ons gefokus is op hoe groot ons God is, dan maak die grootte van die vyand nie saak nie. Dan kan dit 'n Goliat wees, dit kan 3 groot weermagte wees, dit kan kanker wees, dit kan siekte wees, dit kan dood wees. Die probleem is nie so groot soos God nie. En as ons aandag, ons oë op hom gefokus hou, dan skuif alles. Dink jy nou vir ons gesê, en dit is deel van die probleem, dat wanneer paniek in ons lewens begin inkom, wanneer vrees in ons lewens begin inkom, of bekommernis in ons lewe begin inkom, dan is ons nie lus om God te aanbid nie. Dan is ons nie lus om hom te loof en te eer nie. Ons emosies is so half in rebelheid of in rebellie teen ons. My emosies sê nee. Hoekom? Ek gaan wegkruip, ek gaan in die hoek sit, ek gaan daar sit en huil, en as enigiemand vir my wil sê, cheer up, of raak net bietjie rustig, kalmeer, dan is ek onmiddellik op 'n plek waar ek sê, maar sê vir jou kop af. Jy kan nie so wees nie. Of selfs as mense vir my sê, luister maar, wees net rustig, jy moet net bid. Jy moet net bid. Dan sê my siel hier binne vir my, ag, shut up. Sê waar nie. Jy gaan my nie help nie, jy gaan my nie red nie. Dit doen niks vir my nie. Maar hier is die ding, wat ek nou vir Dankie ook gesê het, lofprysing gaan nie oor hoe ek voel nie. Lofprysing gaan nie oor wat is my omstandighede nie. Lofprysing het niks uit te waai met waar ek staan, fisies waar my voete is nie. Lofprysing is 'n verkondiging van wie God is. Van wie God is. Hy is heilig, hy is liefdevol. Hy is altyd getrou, hy is geregtig, hy is vergewensgesind. Lofprysing gaan nie oor my nie, maar oor hom. Want daai waarhede, wie hy is, verander nie op grond van my omstandighede nie. Sy karakter word nie beïnvloed deur waar ek myself bevind nie. Sy karakter bly staan, al begin my wêreld eintlik
in mekaar tuimel. En daarom, om in die middel van die storm, hom te eer, hom te loof, is soos om 'n fakkel op te hou in 'n donker plek. Om te sê, in die middel van hierdie duisternis, gaan ek 'n stukkie lig, gaan ek 'n kers vashou. Dis 'n klein stuk lig. Ek is omring deur die duisternis. Ek is omring deur alles wat sleg is, maar hierdie klein flikkering van lig wys vir my die pad vorentoe. Josafat gaan verder as net bid. Hy bid nie net nie. Wat doen hy? Hy stel 'n klomp sangers aan om voor sy weermag uit te loop, né? Om daar te loop en sing, loof die Here, aan sy liefde is daar geen einde nie. Dink julle self net vir 'n oomblik hierin. 3 enorme weermagte aan die marseer om te gaan oorlog maak. Hierdie klein, alhoewel nog steeds redelik groot, Israelitiese weermag, 'n klomp soldate met al hulle skilde, hulle spiese, hulle swaarde, hulle pyl en bo, en dan hier voor hulle, 'n klomp mense met dromme en gitare wat moet sing, of harpe en liere, daai arme mense. Tussen my en die vyande. Hier loop ons en ons moet nou maar liedjies sing. Loof wat wil jy gesing het? Loof hom met die tromme. Ek is nie 'n stapsoldaatjie nie, is wat ek aan gedink het. 'n oorlog met 'n klomp mense wat sing. Hulle stap sonder vrees, of eintlik waarskynlik met 'n hengse klomp vrees, hier in hierdie oorlog in, en hulle sing weer en weer en weer hierdie een refrein. Loof die Here, aan sy liefde is daar geen einde nie. Loof die Here, aan sy liefde is daar geen einde nie. Die Engels sê, God's love endures forever. God se liefde staan sterk, maak nie saak hoe groot hierdie storm is nie. God se liefde staan sterk, gee nie om van die oorlog of die weermag wat voor my staan nie. En dan kom lof, en lof trek nie hulle aandag af van die geveg nie. Dis nie wat lofprysing doen nie. Lofprysing laat hulle nie maar bietjie beter voel en laat hulle vergeet van die issue nie. Nee, lofprysing is hulle geveg. Deur te loof en te eer, en soos wat hulle stemme oplig, kom God en God kom veg ter wille van hulle. God kom wen hierdie veldslag vir hulle. Op die einde van die dag marseer hulle nooit in die geveg in nie. Hulle gaan nooit tot by die slagveld nie. Hulle loop net tot by die vallei en hulle kyk uit, by die uitkykpunt. Die van julle wat, as jy nou al in die wildtuin was, jy staan net daar en jy kyk. En alles gebeur hier voor jou. En sien hoe hulle vyande deur die Here vernietig is. So wat doen lofprysing? Lofprysing draai hulle fokus, gee hulle aandag om te sien wat God mee besig is. In plaas van om te beplan, hoe gaan ons hierdie 3 weermagte probeer uitmekaar uitkry of omsingel, hoe gaan ons teen hulle veg? In plaas van om hulle te probeer meet, sê lofprysing, kyk hoe groot is julle God. Hulle weet nie hoe God gaan wen nie, hulle weet nie hoe gaan God hier redding bring nie, maar hulle vertrou dat hy gaan uitkoms bring. Hierdie verkondiging van God se liefde word hulle wapen. Hulle oorlogstrategie word, kom ons vertrou in God se karakter. Kom ons staan vas in wie hy is. Wanneer dit in ons lewens begin moeilik gaan, wanneer finansiëel die budget net nie meer sin maak nie, kom ons eer God vir hom wat altyd voorsien. Wanneer 'n prognose van siekte ons lewe wil uitmekaar wil ruk, kom ons sê, ons weet, ons God is die een wat genees. Hy is die een wat kan gesond maak. Wanneer verhoudings wil uitmekaar uitspat en huwelike begin stikken gaan, kom ons eer God dat hy die een is wat altyd getrou is en altyd bly werk binne in ons en aan ons verhoudings. Verbeel julle as julle werksplekke, as ons werksplekke hier in Delmas, ons plase, die Pick n Pay, die Spar, die golfklub, waar ook al, as dit 'n plek word wat vibreer van lofsang vir God. Families wat permanent leef met hulle oë gefokus op hom. Ons word nie geroep om te maak asof pyn nie bestaan nie.
Ons word nie geroep om te maak asof siekte nie hier is nie, nie 'n realiteit is nie. Asof krisisse nie kom nie. Want krisisse kom, en siekte kom, en afskeid kom, en swaar kry kom. Josafat maak nie asof hierdie armies wat voor hom staan, hierdie weermagte nie waar is nie. Hulle is waar. En hy word amper deur vrees oorweldig, maar dan sê hy, ek gaan my fokus skuif. Ek gaan my aandag op God sit, want die liefde van God het geen einde nie. Daar's geen einde. Sy liefde hou vir ewig. So wanneer die storms kom in jou lewe, wanneer daai moeilike tye kom, vir ons as gemeente miskien nou, op hierdie oomblik, maar vir jou individueel weet ek, daar's vir baie van julle baie groter, erger en vreesliker goeters as die feit dat 'n 40-jarige dominetjie weggaan. Vir jou, mag die Here by jou wees. Mag die Here jou vashou. Mag jy in die middel van hierdie storm sy liefde en sy redding ervaar en mag jy hom eer en groot maak en loof in die middel van die storm. Jou God is groter as enige issue in hierdie wêreld. Amen.